Geliefdes, goeiemôre aan almal en baie welkom by ons erediens hier vanoggend by die gemeente NG Kempton Park Oos. En ek het so vermoede dat vir 'n hele klompie van julle, veral die ouers, mag hierdie dalk die eerste geleentheid wees waar julle weer bietjie stil en rustig kon raak. Want ja, hierdie week, Woensdag, hierdie skole weer hervat. Geliefdes, die van ons wat dalk nou nie kinders het of nie meer kinders by die huis het nie, het dalk agtergekom, maar ewe skielik Woensdag is die baie aansienlik besiger. Nou, hoe ook al sy geliefdes, ons wil vir elkeen van julle net baie sterkte sê vir julle kinders, julle kleinkinders, met hierdie nuwe skooljaar wat weer begin het, die van hulle wat dalk weer teruggekeer het universiteit toe. Ons hoop en vertrou dat dit vir hulle 'n besonderse tyd sal wees. En geliefdes, dan ook net sterkte vir elkeen van julle, veral weer eens die ouers, om aan die kospakkies in te sit en die toebroodjies te maak. En ek weet, so te sê, elkeen van ons toe ons jonger was, het nie al die moeite en die liefde gesien wat daarin ingaan nie, maar ek hoop en vertrou dat julle kinders dit baie vinnig sal agterkom en vir julle sommer net 'n groot drukkie sal gee en dankie sal sê. Maar geliefdes, ek begin net eerstens deur 'n paar afkondigings te deel. Die kategese hervat vandag, omdat die skole weer begin het, so vandag sal daar registrasies wees, maar die registrasies sal ook volgende week wees. So geliefdes, indien julle dalk nie by die kerk vandag is nie, nie bekommer nie, julle kan volgende week ook kom en julle kinders registreer, dat hulle hierdie jaar by die kategese sal inskakel, en ons is weer eens baie opgewonde. Daar's 'n hele paar baie interessante en lekker dinge wat voorlê. Dan ons gaan so om en by die begin van Februarie gaan ons eerste bazaar vergadering hou. En geliefdes, ek weet meerderheid van die mense wie inskakel deur middel van die internet is nie naby aan die gemeente nie, maar hier is tog 'n hele klompie van julle wat ek weet by die huis en naby aan ons is. So daarom het ek gedink om net elkeen van julle in te lig. Die begin van Februarie gaan ons 'n bazaar vergadering hou wat later hierdie jaar sal plaasvind. So enige iemand wat dalk hierdie jaar sal betrokke wil wees, kan gerus net vir my 'n boodskap stuur. En dan laastens net weer terug by die kategese. Indien daar enige iemand is wie dalk kategete of 'n kategeet sal wil wees, sal wil uithelp met die klasse, julle kan my ook asseblief kontak. Is vir ons altyd lekker om nuwe gesigte te kry, nuwe mense saam wie ons as 'n span kan werk, en ons sien ook so uit na wat die jaar vir ons gaan inhou. Maar geliefdes, dit ons afkondigings, kom ons word stil en ek begin vir ons erediens deur 'n wotum te lees. Ons het lief, omdat God eerste lief gehad het. Ek herhaal, ons het lief, omdat God eerste lief gehad het. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, met 'n besige jaar wat so afskop, waar baie van ons eintlik al van die begin van die jaar af oorweldig is en al klaar uitgeput is, wil ons vir U eerstens kom sê dankie vir die geleentheid van 'n nuwe jaar. Here, laat ons kan weet U het saam met ons hierdie nuwe jaar inbeweeg en dat U ons bystaan en versterk. Maar Here, dan vra ons ook so dat U vir ons die leiding en die insig sal kom gee, dat ons ook die regte besluite sal kan maak vir ons eie gesondheid en beswil. Here, dat ons onsself nie onnodig vroeg sal uitbrand nie, maar dat ons na onsself, ons familie en ons naaste sal omsien. Here, U woord ondersteun dit so dat ons as gemeenskap in U naam leef, dat ons vir mekaar moet omsien en na mekaar moet uitkyk. Help asseblief dat ons hierdie verantwoordelikheid ter harte sal neem. Baie kere is dit vir ons makliker om eerder agter geslote deure weg te kruip vir dit wat die wêreld het om te offer. Here, asseblief maak ons oë oop, maak ons gewillig om te antwoord en te reageer op die nood wat ons daar buite sien. Dat ons weet, Here, maar ons is geroep tot dit en ook soveel meer. Here, dankie vir die woord, dat ons daaruit van U kan leer, dat U vir ons daardeur geopenbaar word, dat ons U heerlikheid en die glorie, U almag daarin kan sien. En help asseblief dat ons dit sal nastreef en soek in alles wat ons doen. Dat ons verhouding met U sal groei in alles wat ons doen. En dat ons weet, my Here, U is ons God vir altyd. U het vir ons die finale prys betaal. U het U lewe vir ons aan die kruis gegee. En daardeur
wag daar vir ons 'n ewigheid saam met U. Here, om in 'n verhouding saam U te wees, dit gaan nie net oor die hier en die nou nie. Dit gaan ook oor die toekoms, U wederkoms, maar ook so die ewige lewe wat U vir ons uit genade alleen gegee het. Here, dankie dat U eers na ons toe uitgereik het. Dankie dat U vir ons gesê het, U is ons God en ons is U kinders. Help asseblief dat ons hierdie voorreg en hierdie vreugde sal uitleef, daar waar ook al ons is. Here, hou asseblief elkeen wie inskakel, deur middel van die internet, Here, U kinders reg oor die wêreld, hou hulle vas. Lei ons en gebruik ons tot die bevordering van U koninkryk. In U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag kom uit 1 Korintiërs 1. Ons gaan van vers 1 tot en met vers 9 kyk. Daar gaan ook hier en daar so 1 of 2 ander gedeeltes wees, maar soos julle teen die tyd weet, dit sal wel op die skerm verskyn. Ons tema vir vandag: geroep, geseën en gerig. Of om dit dalk net 'n bietjie makliker te maak vir julle, die 3 G's. Deur die openbaring van God drie-enig word ons geroep in en deur hom, is ons geseënd in hom en is ons gerig op sy toekoms. Nou geliefdes, ek weet, hierdie klink dalk nogal soos 'n mondvol, maar soos ons deur die boodskap beweeg, gaan dit al hoe duideliker word. Seker een van die belangrikste en die kragtigste gebeure in ons geskiedenis as mens. Nou kyk, daar's 'n hele lys om van te kies, die bevordering van ons as mens, tegnologie, soveel opsies. Ek wil 'n bietjie 'n ander rigting gaan en sê, een van die grootste en die belangrikste gebeure in ons geskiedenis is dat God het homself aan ons doelbewus kom openbaar. En ek wil klem lê deur te sê, God het die inisiatief geneem en eerste na ons toe uitgereik, en deur dit het sy karakter, sy goddelikheid, sy wese, sy liefde vir ons aan ons bekend geraak. Ons het nie lank gelede besluit, maar ons gaan bietjie buite gaan rondstap, en soos ons daar in die natuur en in die wildernis rondloop, kyk ons so op na die wolke, en toe kom ons tot die insig, maar daar's 'n God daarbo. En ons sien toe, maar hierdie God is bietjie teruggetrokke en is bietjie skaam, en ons neem toe die inisiatief en sê, maar kom ons gaan stel onsself voor aan hierdie Here, aan hierdie God. Geliefdes, nee. God het die inisiatief geneem. Hy het eerste na ons toe uitgereik. En as dit nie daarvoor was nie, sou 'n verhouding nie met hom enigsins moontlik gewees het nie. En baie belangrik, ons moet ook in ag neem, God is 'n almagtige wese, sonder perke, sonder grense. Ons aan die ander kant is weer magtig. Ons het baie beperkings, baie tekortkominge. En die magtige kan nie die almagtige ten volle begryp en aanskou nie. So die manier wat God homself aan ons geopenbaar het, was op so 'n manier dat ons daarmee 'n verbintenis kan maak, dat ons dit kan verstaan, dit kan inneem. As voorbeeld, ons kry die skepping, een van die grootste en die kragtigste maniere waardeur God homself aan ons openbaar. Nou, ons moet ook eerlik wees en sê, sekere fasette van die skepping gaan heeltemal ons verstand te bowe. Maar ons is deel van die skepping, ons kan dit sien, ons kan dit elke liewe dag ervaar. Hoe plante groei en sterf, dier, die lys gaan aan. Moses en die brandende bos, een van baie voorbeelde wat ons in die Bybel kry, waar God homself openbaar aan die mens. God as heilige, as almagtige, het homself aan Moses gewys deur hierdie bos wat nie uitgebrand het nie. En deur hierdie openbaring kon Moses en God verder in 'n verhouding intree, kon hy hoor wat die Here van hom gevra het, en toe ook soveel in sy naam gedoen het. Jesus Christus, wat mens geword het, seker die belangrikste manier waardeur God homself aan ons as sy kinders openbaar. Kolossense 1 vers 15 dra dit vir my op 'n pragtige manier oor. Dit sê, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Die seun is die beeld van God. Pragtig is dit nie? En saam met dit sê Jesus ook nog in Johannes 14, vers 8 tot 9, met sy gesprek met Filippus, die volgende. Toe sê Filippus vir hom, Here,
wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Of geliefdes, in ander woorde, as ons God wil leer ken, as ons God meer wil begryp en aanskou in ons lewe, as ons meer teenwoordig wil raak by die een wat altyd teenwoordig is, hoef ons bloot net na Christus te kyk. Dit wat hy vir ons kom doen het en dit wat hy vir ons kom leer het. Daar's nog baie ander voorbeelde wat ek kan deel oor hoe God homself aan ons as mens openbaar. Wat vir my belangrik is vir vandag en wat ons saam met ons moet neem, is God het eerste na ons toe uitgereik, hy het die inisiatief geneem en hy het toe homself aan ons doelbewus geopenbaar. Sy heerlikheid, sy goddelikheid het hy aan ons bekend gemaak en deur dit kon ons in 'n verhouding met hom intree. En geliefdes, dit is presies wat Epifanie is. Die kerklike seisoen waarin ons onsself nou vind. En dit is 'n tydperk in die groter kerklike kalender waarby ons soveel kan baat. En ek weet, baie kere is ons beskouing van die liturgiese kalender, hier en daar is daar 'n spesiale tydperk waar ons daarom bietjie hierop kan fokus of bietjie daarop. Geliefdes, die kerklike kalender in geheel kan ons eintlik soveel help in ons verhouding met die Here, in ons nabyheid teenoor hom, maar Epifanie veral is vir my persoonlik 'n baie besonderse tyd. Wanneer ons die oortuiging het, wanneer ons doelbewus die kopskuif gemaak het, maar God het in alles eerste na ons toe uitgereik, homself eerste aan ons geopenbaar, hy was eerste vir ons lief, dan verander dit totaal en al hoe ons die Here dan nader. Want enige iets en alles wat ons dan doen, as ons hierdie kopskuif ingeneem het, is 'n reaksie op die Here se eerste optrede. Van ander woorde, God se aksies is die fondasie van ons verhouding met hom, nie ons eie nie. En geliefdes, ek wens soveel meer mense kan hierdie ter harte neem. God se aksies is die fondasie van ons verhouding met hom, nie ons eie nie. Nie meer word geloof en ons verhouding met God gesien as dit wat ek op die tafel sit, dit wat ek aan die Here gee en aan terugstaan in afwagting vir wat gaan U nou vir my teruggee nie. Nee, maar eerder ons wat reageer deur gehoorsaam te lewe op dit wat die Here eerste vir ons gedoen het. En geliefdes, dit is dan waar die tema van vanoggend vir my wees sterk na vore kom, die 3 G's: geroep, geseënd en gerig. En in vandag se skriflesing 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 19 kom herinner Paulus die gelowiges van Korinte, maar ook ons almal ingesluit, alle gelowiges. Ons is geroep in die Here. Ons is geseënd deur die Here en ons is gerig op sy toekoms. Maar geliefdes, voordat ons dan die gedeelte saam gaan lees, gaan ek net kortliks die nodige agtergrond met julle deel. Die gemeente van Korinte was in 'n baie moeilike situasie vasgevang. Baie kortliks opgesom, Korinte was 'n hawe dorp gewees, wat beteken het, daar was baie groot invloede, verskillende kulture en godsdienste wat van soveel plekke af in Korinte bymekaar gekom het, omdat mense van ver af soontoe sou gereis het deur middel van skepe en die lys gaan aan om handel daar te dryf. So die gelowiges wie daar gebly het al hoe meer en meer begin sukkel om 'n lyn te trek tussen wat is reg en wat is verkeerd, want elke persoon het 'n ander antwoord tot 'n eenvoudige vraag gehad. Saam met dit het daar allerlei groepies begin ontstaan. Verskillende groepe sou gesê het, maar ons verkies Paulus en ons verkies Paulus se verkondiging. Ander sou weer gesê het, maar nee, ons hou nie van Paulus nie, ons hou van Apollos en sy verkondiging. En dan ander weer daarop gereageer en gesê, nee, ons hou nie van een van hulle nie, ons verkies Sefas. Apollos en Sefas was ander mense wie ook die evangelie versprei het. En al hierdie dinge en nog eintlik soveel ander probleme saam met dit, het gelei tot die gelowiges van Korinte wat eintlik baie ongehoorsaam begin leef het.
En Paulus skryf dan hierdie brief na hulle toe om hulle reg te help en so op die regte pad te kry. So geliefdes, met hierdie, kom ons lees vanoggend se skriflesing 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 9. Van Paulus, wat deur die wil van God geroep is om 'n apostel van Christus Jesus te wees, en van die broer Sostenes, aan die gemeente van God in Korinte, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het, want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook einduit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here. Ek lees tot sover. In verse 1 en 2 kry ons die eerste G, geroep. Paulus kom maak 'n baie pertinente punt. Hy sê, ons geloof, ons verhouding in die Here, begin nie by onsself nie, al dink soveel mense dit tot vandag toe nog, maar eerder by God se genade en sy openbaring aan ons. Van ander woorde, die Here wat eerste na ons toe uitgereik het. En Paulus gebruik homself dan as voorbeeld om hierdie punt te ondersteun en ook hierdie rusie onderlangs mekaar bietjie tot ruste te bring van wie van die mense wie die evangelie versprei is nou beter. Onthou, Paulus, voordat hy Jesus geken het en 'n volgelinge van Jesus was, het hy die volgelinge van Jesus probeer stop, hy het hulle probeer uitding. En toe hy op pad Damaskus toe was om presies dit te doen, want hy het geglo die enigste en ware God wat daar was die Joodse God. Toe hy op pad Damaskus toe was om die volgelinge van Jesus verder te onderdruk en te probeer stop, het Jesus aan Paulus homself geopenbaar. Die enigste persoon wie Jesus gesien het, direk nadat Jesus opgevaar het hemel toe. En hierdie was die begin van sy verhouding met die Here, Christus se inisiatief. Paulus probeer aan hierdie gemeente van Korinte oordra. Maar ek is deur die wil van God geroep. Ek is nie self aangestel tot hierdie rol nie. Ek dink nie so baie van myself. Ek ag myself nie so hoog en dit is hoekom ek nou na julle toe uitreik en 'n pad met julle stap en julle moet nou vir my luister want ek is so wonderlik nie, glad nie. Paulus probeer sê, alles wat ek doen ek omdat die Here eerste na my toe uitgereik het en daarom het ek die identiteit gekry as geroepene. Maar om geroep te wees stop nie net by Paulus nie. Hy is nie die enigste een wat so bevoorreg is nie. In vers 2 lig hy uit, maar gelowiges van Korinte, julle is ook geroep. Geroep om aan God te behoort. En as ons na die Grieks gaan kyk, kry ons bietjie meer duidelikheid oor wat hierdie om geroep te wees beteken. In die Grieks staan daar, dat ons ingesluit, is geroep om as heiliges te leef. 'n beginsel wat al van die Ou Testamentiese jare af ontstaan, maar steeds gewortel in God se inisiatief. God het homself in daardie Jode aan die Jode geopenbaar. Hy het vir hulle gesê, maar leef as my kinders, ek sal julle God wees. Maar omdat ons hierdie verbond intree, moet julle as heilig leef, want ek is heilig. Basies het God vir hulle gesê, leef volgens die verwagtinge wat ek van julle het, leef anders as al die ander barbaarse nasies rondom julle, want julle is nou my eiendom, geroep as my eiendom. En dit kom ondersteun dan 'n dieper waarheid van ons verhouding met God. Baie mense se beskouing van 'n verhouding met die Here is, ons sit bloot terug en ons aanskou
wat die Here doen. Ons sit in verwondering oor hoe groot en almagtig en genadig en liefdevol hy is. En as mense dit vir my sê ek absoluut, dit is die waarheid. Maar ons moet ook daarop reageer. Ons is geroep om daarop te reageer. En 'n lewe te leef wat getuig van ons behoort aan hom. Die tweede G. Ons is geseënd in Christus. En ons vind hierdie in verse 4 tot 7a. Paulus dra die boodskap hieroor. Maar omdat ons nou ook geroep is tot God, geroep as sy eiendom en geroep om as heilig te lewe, is ons ook geseënd in Christus. En baie, baie belangrik, hy lig uit, maar die rede waarom ons geseënd is gewortel in die genade en dit wat God vir ons kom skenk het. In ander woorde, weer eens, hierdie boodskap wat deurtrek, God het die inisiatief geneem. En dan brei Paulus bietjie meer uit oor wat beteken dit nou om geseënd te wees in hierdie konteks. Hy verwys eerstens na die gawes van woord en kennis. Voordat ons bietjie meer in diepte gaan kyk na hierdie twee gawes, moet ons net vir 'n oomblik stil staan by hoe benader Paulus die gawes in geheel. Kom ons begin by wat is 'n gawe? Want baie mense se verstaan vandag is, maar 'n gawe is iets van 'n talent. Is ietsie waarin ons goed is en dis eintlik maar dit. En geliefdes, ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Ja, alle talente, alle vaardighede, alle gawes kom van God af, van nêrens anders nie. En weer eens val die klem op God wat die inisiatief geneem het en dit vir ons kom skenk het. Glad nie omdat ons dit verdien nie, maar daar is 'n baie groot skeiding in hoe daardie gawe uitgeleef en benut word. Die oorspronklike doel agter enige gawe van God. En geliefdes, weet die brief van 1 Korintiërs is dalk nou 'n bietjie van die langer briewe, maar lees gerus deel, want later in hierdie brief praat Paulus presies hieroor. Maar wat Paulus daar sê is, enige gawe van God, dit word gebruik en benut tot die bevordering van die liggaam van Christus en die koninkryk van God. 'n Gawe is nie veronderstel om die individu te bevorder nie. Maar ongelukkig is daar tot vandag baie mense wat dit wat God uit genade vir hul gegee het, om sy naam te bevorder, eerder vir hulself gebruik. En geliefdes, dan antwoord dit nie die doel daarvan nie. Dan word dit verkeerdelik toegepas in hulle verhouding met God, en hierdie is 'n belangrike skeiding waarvan ons bewus moet wees. Maar boonop hierdie gaan Paulus verder, en hy probeer die punt oordra, maar die gawes word nie toegeken volgens elkeen se geestelike volwassenheid of hulle waardigheid of hulle vaardighede nie. Nee, dit word gegee alleenlik uit die genade en die inisiatief van God. Hy praat ook later in die brief van 1 Korintiërs presies hieroor. Nou, waarom is dit vir ons belangrik om hierdie te weet? Wel, geliefdes, in die vroeë jare, en is baie hartseer vir my om te sê, tot vandag toe nog, beskou baie mense sekere gawes as beter as ander. En die rede waarom hulle hierdie beter gawes ontvang het, is, hulle sien hulself as beter as ander. As dit ons uitkyk is, maar ek het hierdie gawe gekry, of ek het daardie gawe gekry, want ek is beter as iemand anders, of ek is meer geestelik volwasse, of meer waardig. Eerstens, dan kom verdraai ons 'n God gegewe genadegawe in iets wat die individu bevorder, en nie die koninkryk van God nie. En tweedens, dan is daardie genadegawe nie meer gegee uit God se inisiatief nie, maar eerder as beloning vir hoe goed ek is. Dan is ek die een wat die inisiatief geneem het. Om dit in 'n ander lig te plaas, maar kyk hoe goed is ek. Kyk hoe waardig is ek, kyk hoe geestelik volwasse is ek. Here, kyk hoeveel doen ek vir u. U moet vir my nou 'n goeie gawe gee, om daarom net die skaal te probeer uitbalanseer vir hoe goed ek is. Paulus kom smoor hierdie uitkyk, want dit het in die vroeë jare ook ontstaan. Hy
kom smoor hierdie uitkyk rakende gawes sommer van die begin af. Ek lees weer vers 5 van vanoggend se skriflesing, dit sê: Want in hom het God julle in alles ryklik geseën. Ek wil herhaal, want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. So geliefdes, die gawes dan van woord en kennis, baie kortliks opgesom. Die gawe van woord, die vermoë om die evangelie, die woord van God, te kan verwoord, te verkondig en te bely, sodoende tot die bevordering van die koninkryk van God. Die gawe van kennis, insig en verstand rakende die waarheid van die evangelie en die vermoë om dit te kan verkondig, weer eens tot die bevordering van die koninkryk van God. Paulus probeer hier sê, uit God se genade is hulle as gemeenskap in Korinthe, is hulle verryk, is hulle geseën deur hierdie gawes wat hy aan hulle gegee het. En deur hierdie geskenk van God is die boodskap van Christus nou onder hulle gevestig. Hy probeer die boodskap oordra, God het na julle toe uitgereik, vir julle gegee wat julle nodig het, en deur die Here wat soveel vir julle doen, het julle tot die insig gekom van julle ware en enigste verlosser. Die gawes wat hierdie gemeenskap gehad het, en geliefdes, die gawes wat ons vandag het, kom wys absoluut niks van wie ons as volgelinge is nie. Maar eerder kom skyn dit lig op wie ons God is. En hoe genadig hy is, en hoe lief hy vir ons is, dat hy hierdie gawes vir ons kom gun het. Die gawes en die vaardighede wat ons het, skyn nie lig op onsself nie, maar op die Here. Die derde en die laaste G, gerig op die toekoms, en ons vind dit in verse 7b tot 9. En geliefdes, onthou, elkeen van hierdie G's kom bou eintlik bo op mekaar. Ons is geroep as sy eiendom en om as heilig te lewe, en daarom is ons geseënd in Christus. En deur ons wat geseënd is, bedoelende deur ons wat hierdie gawes van God ontvang het om sy koninkryk te bevorder, is ons nou ook gerig op die toekoms. Nou wat beteken dit om gerig te wees op die toekoms? Wel, volgens vers 7b van vanoggend se skriflesing sê dit die volgende: Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, as ons verstaan, as ons die kopskuif gemaak het, dat God het vir ons alle gawes kom skenk, uit genade alleen, hy het die eerste tree na ons toe gegee, hy het eerste sy hand na ons toe uitgereik. En ons verstaan dat die doel van enige gawe is die bevordering van sy liggaam en sy koninkryk. Dit is hoe ons veronderstel is om ons gawes uit te leef. Dan weet ons, maar dit alles, om geroep gewees, geseën te wees, beteken ons werk saam tot 'n toekoms in sy naam. Bedoelende, ons is nie net geroep en geseën vir die hier en nou nie. Ons stap nie net 'n pad saam met die Here vir die hier en nou nie, maar vir die eendag, waar Jesus Christus homself weer aan ons sal kom openbaar. Ons reageer op God deur te groei en te streef na die wederkoms. En ons sit vol verwagting en ons sien uit na hierdie dag. Geliefdes, ons verhouding met die Here is gegrond nie net krag vir vandag, leiding vir vandag nie, dit is dit ingesluit, ja. Maar dit is ook 'n absolute opgewondenheid en oortuiging in ons van die Here kom weer. In ander woorde, om te reageer op God beteken nie net, soos uitgelig, ons leef vir die hier en nou nie, maar ons oë is gefestig op die horison. Want ons weet, maar ons verlosser kom. Deur die gawes van woord en kennis, soos wat Paulus uitgelig het, het ons ook tot die insig gekom, maar daar is 'n toekomsverwagting vir ons. Die Here het nie net aarde toe gekom, vir ons aan die kruis gesterf en toe verdwyn nie, nee.
daar's beloof, maar hy sal weer kom. Ons toekomsverwagting het 'n naam, Jesus Christus. En dan eindig Paulus die gedeelte op 'n pragtige manier deur verse 8 en 9. Ek lees dit graag weer vir ons. Dit is hy wat julle ook enduit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus ons Here. Geliefdes, die gemeente van Korinthe, soos ek vroeër baie kortliks uitgelig het baie ongehoorsaam gelewe. En inteendeel, reg deur die brief 1 Korintiërs brei Paulus op verskeie plekke uit oor hoe erg dit eintlik was en hoe sleg hulle eintlik geleef het. Hulle het baie aanklagtes teen hulle gehad, omdat hulle nie geleef het volgens wat die Here van hulle verwag het nie. Hulle het baie gesondig, hulle reuns gedraai op die Here. Maar Paulus kom sê, dit is deur ons Jesus Christus, dat daardie aankla, dit wat hulle en ons verkeerd gedoen het, nie teen ons gehou sal word, die dag waar die Here weer kom nie. Hoekom? Wel, want die Here Jesus Christus het dit klaar vir ons aan die kruis afbetaal. Basies kom sê Paulus, ons is geroep, ons is geseënd, en ons is gerig op sy toekoms. Maar ons moet ook eerlik na hierdie situasie kyk. Ons maak foute. Ons val kort en ons struikel. Maar dit moet ons nooit verhoed om as geroepenes, geseëndes en gerig te lewe nie. Want Jesus Christus het dit vir ons skoon kom was. Geliefdes, baie kere hak ons vas by ons tekortkominge en kom plaas ons dit tussen ons en die Here, want ons voel ons is nie goed genoeg nie. Hierop kom sê Paulus hierdeur, die Here dit vir ons kom betaal, en hy sal ons ook enduit laat vasstaan, deur die uitleef en die bevordering van sy liggaam, want ons Here is getrou, en ons is geroep om verenig saam met hom te leef. Geliefdes, ek sluit af. 'n Verhouding met God beteken ons reageer op die Here. Ons maak pertinent die kop skuif, maar in alles het God in genade eerste na ons toe uitgereik en homself aan ons geopenbaar, die dieper boodskap van Epifanie. En geliefdes, as dit ons verstaan is van ons verhouding met die Here, dan kom verander die 3 gees na 5 gees toe. Deur God se genade is alles aan ons geskenk. Niks verdien ons nie, maar steeds oorweldig die Here ons, uit genade. Tweedens, ons is geroep as sy eiendom, om heilig te leef, te reageer op hom en vir ewig by hom te wees. 3, ons is geseënd. Ons almal het verskeie en verskillende gawes, talente, vaardighede ontvang, en ons moet dit doelbewus benut tot die bevordering van sy koninkryk. Ons is gerig op sy toekoms, want dit is waarna ons almal saam bou. Dit is waartoe ons hierdie gawes benut, 'n wêreld waar elke knie sal buig en elke tong sal getuig, waar Jesus weer aarde toe sal kom en homself aan ons openbaar. En 5de, ons doen dit alles in gehoorsaamheid aan die Here. Want dit is hoe ons kies om elke dag op hom te antwoord. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Liewe Here, baie dankie dat ons vandag weer met oortuiging kan sien
ons is deel van iets soveel groters. Here, maak ons asseblief ontvanklik hiervoor, maak ons bereidwillig om werklik te reageer. Nie eenmalig nie, maar Here, elke liewe dag. Want U het soveel vir ons gedoen, en U doen steeds so baie vir ons. Help asseblief dat ons onsself as deel van 'n groter plan sal sien, en ons wat daartoe streef. Here, help ons om ons gawes, ons vaardighede te benut, dat ons as baken van lig in hierdie wêreld sal kan skyn. Dat die mense rondom ons ook so sal kan help groei aan die koninkryk. En dat ons weet, my Here, ons is uit U genade geroep, geseënd, en ons is gerig op U toekoms. En ons doen dit alles uit gehoorsaamheid aan U. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.